Okay. Dit is van die lig bly. So. Is dit beter of anders nog? Okay. Moet ek hom so? Nee, hy was reg gewees. Jy moet hom tot. Hy moet horizontal wees, nie. Ek het hom nou dat hy portret is. Daar's hy reg. Nou, yes, daar's hy. Okay, ek gaan hom nou so neersit. Okay, ek gaan hom net gou regstel. Ek sal laat John dry omskuif. Okay, dis reg. Okay, ek verander hom gou. Okay. Bye.
Die Here sê in sy woord, wat ek doen is volmaak. Wat ek sê is suiwer. Elkeen wat by my skuilings soek, beskerm ek. Die genade sal by julle almal wees, wat vir ons Here Jesus Christus, God die Vader en die Heilige Gees met onverganklike liefde liefhet. Amen. Geliefdes, ons sing vanoggend saam uit Gesang 177, daarvan die eerste strofe. Gesang 177. Jesus, groot bo almal, sterker verlosser, magtige Heer en Heiland, Immanuel, God is met ons, reddende Here, lewende Woord. Gesang 177, daarvan die eerste strofe. Ons luister vandag as troostwoord uit Psalm 91 uit die Ou Testament. Hy wat by die Allerhoogste skuilings vind en die beskerming van die Almagtige geniet, hy sê vir die Here, U is my toevlug, my veilige vesting, my God op wie ek vertrou. Dit is hy wat jou uit die voëlvanger se wip hou en jou bewaar van dodelike siekte. Hy beskud jou onder sy vleuels en is vir jou 'n veilige skuilplek. Sy trou beskerm jou aan alle kante. Jy hoef nie bang te wees vir gevare in die nag of vir aanvalle oordag, vir pes wat in die donker toeslaan, of vir siekte wat helder oordag verwoesting saai nie. Al val daar duisende langs jou, 10.000 by jou, vir jou sal niks tref nie. Met jou eie oë sal jy sien hoe die goddelose gestraf word, omdat jy die Here as skuilplek geneem het, die Allerhoogste as jou beskermer, sal geen onheil jou tref en geen plaag naby jou woonplek kom nie. Hy sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm waar jy ook al gaan. Op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie jou voet teen 'n klip sal stamp nie. Jy sal oor leeu's en adders loop, leeu's en slange sal jy doodtrap. Omdat hy my liefhet, sal ek hom red, sê die Here. Omdat hy my ken, sal ek hom beskerm. Wanneer hy my aanroep, sal ek sy gebed verhoor. In sy nood sal ek by hom wees. Ek sal hom red en hom in sy eer herstel. 'n baie lang lewe sal ek hom gee en oor my hulp sal hy hom verbly. Net tot sover uit die woord van God. Gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van God bly vir ewig.
gestel, kinders, familie, vriende, medegelowiges. Wanneer ons met die dood van 'n geliefde naby aan ons gekonfronteer word, raak ons intens bewus, nie alleen van die finaliteit van die dood nie, maar ook van die feit dat hierdie 'n onwelkome gas, hierdie dood, ook eendag aan ons elkeen se deur gaan opklop. En niemand kan hierdie gas ontwyk nie. En soms, broers en susters, is ons wat agterbly bevoorreg in die opsig dat ons, as gevolg van byvoorbeeld siekte, onsself kan voorberei op die moontlikheid dat die dood iemand naby aan ons gaan neem. Maar ook bevoorreg, ook omdat jy besef, tyd is kosbaar. Jou tyd om God te ken, om te dien, om te aanbid. En dit kan nie die hartseer en die leegheid wat die dood los wegvat nie. Maar dit is 'n heerlike troos as 'n geliefde graag by God wil wees. Miskien sit hier vandag iemand wat al by die randjie van die dood gestaan het. Daardie oomblik, waar ek en jy besef en gedink het, eindelik moes ek nie nou geleef het nie. Broers en susters, die meeste van ons het geen idee van dood en doodgaan nie. Natuurlik geen mens kan vir ons kom vertel hoe dit voel om dood te gaan nie. Ons weet dit is nie mooi nie. En dit los ons alleen met 'n leegheid, 'n niks. Dit maak ons hart seer. Dan kan 'n mens negatief en dalk kwaad maak. Maar om so te voel, geliefdes, is dood eenvoudig menslik. Dan voel ons nie dikwels, maar dat ons aan hierdie lewe en wêreld uitgelewer is nie. Nie alleen wat die dood betref nie, maar ook wat ons lewe van elke dag betref. Hoeveel probleme is daar nie in ons tyd nie? Dreigende oorloë, swak ekonomie, siektes en misdaad, onsekerheid. Met hoeveel kommer leef ons nie soms saam nie, en dan wel met rede. En hoe sukkel ons nie soms om 'n sinvolle bestaan vir ons in hierdie wêreld uit te kap nie. Want hierdie lewe spoel oor ons. Ons kry ekonomies swaar. Met die meeste van ons se werkplekke word die eise ook al hoe meer. Ons kinders word al hoe moeiliker in 'n veranderde wêreld grootgemaak. En ja, ons voel soms dat die mense rondom ons maar net neem besluite wat ook ons lewenskwaliteit intens negatief raak. En al wat ons maar kan doen, is om net te probeer om te oorleef. En dit vra krag. Dit vra toewyding. En dit kan ons moeg maak. So moeg, dat 'n mens baie keer mense hoor sê, die lewe is net nie meer wat dit was nie. Hierdie lewe is nie meer lekker nie. Dit is nie meer die moeite werd nie. Wanneer ons agter Psalm 91 lees, broers en susters, kom 'n mens baie gou agter dat ons nie altyd maar net die nostalgie van vroeër dae na terug moet dink, asof dit beter sou wees as vandag nie. En ook die mense van die ou tyd, hierdie mense van wie ons lees in Psalm 91, het hulle probleme gehad, hulle vrese, miskien selfs meer as ons vandag. Die digter van Psalm 91
en die mense van sy tyd is mense wat gebuk gegaan het onder veral 'n klomp bygelowe. Van hierdie bygelowe lees ons in verse 1 en 4 en 5. Het onder andere geglo hoe belaglik dit nou ook al vir ons mag klink, dat die maan en die son jou kon siek maak. Nie alleen siek nie, maar selfs dood. Die maan is gesien as 'n pes. Iets wat, as jy te lank in sy weerkaatsing sou wees, jou siek en dood kon maak. Dit was soos 'n pes, sê vers 6, wat in die donker wandel. Selfde was geglo van die son. Ook die son kon siek maak en doodmaak. Die siekte wat op die middag verwoes. Die son en die maan was, soos vers 10 sê, soos pla wat jou, terwyl jy daar in die veld in jou tent was, om bekruik en doodmaak. Die digter van Psalm 91 kom in sy tyd, hierdie tyd waarin die bygelowe hoë getuie vier, hy kom met 'n kragtige boodskap. Hy kom en hy vertel van die almag van God. Hy bring 'n boodskap van geloof in die een wat die alleen mag het in hierdie wêreld. Want sê hy in vers 1, die wat op God vertrou, sal vernag in die skaduwee van God. En hulle sal bedaags in die skaduwee van sy vlerke vertoef. Hulle sal deur God gered word van die pes wat op die middag verwoes. Daarom sê hy, is God 'n toevlug, hy's 'n bergvesting, hy is soos 'n beskutting. Geliefdes, hy red ons van die dood. Ook ons geliefdes kan en behoort vandag saam met hierdie digter dieselfde belydenis te kan maak. Ook vir ons, net soos vir die mense van die ou tyd, bly die dood seker maar die grootste vrees in ons lewe. Maar dit vir ons die onbekende is, maar ook omdat dit so finaal is, en omdat dit soveel hartseer veroorsaak, omdat dit die finale scheiding tussen geliefdes beteken. Ook dat ons moet afskeid neem van hierdie wêreld waarin ons soms maar net te verknog is. Asof hierdie wêreld die enigste lewe is wat God aan ons bied. Maar is God nie ook vir ons 'n bergvesting nie? Vir ons elkeen wat vanoggend hier sit met seer en pyn? Dan nie alleen die wat betref die sorge en die kommer en die swaarte en die seer van die dag nie, maar veral vir julle, vir dit wat so finaal is, die dood. Want op 'n berg, Golgotha, het Christus ons bergvesting geword. Het hy ons met God versoen. Die pes van die donker, die dood het hy oorwin, deur uit die donker op te staan, sodat ons weer kan lewe. Broers en susters, sodat ons nooit weer sonder God hoef te wees nie. Wie broers en susters is hierdie ons? Wie is hierdie ons vir wie God en Jesus Christus die bergvesting geword het? Vers 14 sê dit duidelik. Dit is hulle wie vir God lief het. Dit is hulle wat sy naam ken. Dit is hulle wat in hom glo. Dit is hulle wat die tyd wat hulle het op hierdie aarde so gebruik om hom te dien. Dit is hulle wat hulle in die geloof aan God deur Jesus Christus verbind het. Dit is hulle wat God aanroep en steeds aanroep in hulle nood.
Soos ons vanoggend God aangeroep het in ons nood en seer. So wat is dan jou waarborg dat dit werklik so is? Dat God jou hoor, dat God jou uitred en dat hy jou sal red van die dood. Vers 14. Omdat God dit beloof het. Omdat God so gesê het. God het gesê, omdat hy my lief het, omdat hy my naam ken, daarom sal ek jou red, sal ek jou beskerm, sal ek jou my heil laat sien. Ons waarborg dat ons elke dag, en eendag as jou tyd kom, God se redding sal ontvang. Berus dus op niks anders as God se belofte nie. Op God se trou, op God self. En ek en jy weet mos, God is getrou en hy doen wat hy beloof het. Laat dit vandag ons troos wees, hierdie wonderlike troos, dat ons huil, ons welwese, ons lewe en die sinvolheid daarvan, ons elke dag se lewe, ons ewige verlossing, veilig in die hand van God hê. Vas en veilig, met God se belofte as die pan daarvan. Liewe broer en suster, wanneer die dag kom, en ek en jy weet, die dood staan voor ons, mag ons dan bid, dankie liewe Here, want ons sien nie meer die dood raak nie, maar die lewe in Christus. Voorwaar, God is ons werkvesting, en onder sy vlekke kan ons skuil. Hy is ons toevlug, vir almal van ons, almal wat hom lief het, wat sy naam aanroep, wie hom glo. Here, beloof God, sal ek beskerm, sal ek red, sal ek my ewige heil laat sien. Hy wat by die allerhoogste skuiling vind, en die beskerming van die Almagtige geniet. Hy sê vir die Here, U is my toevlug, my veilige vesting, my God, op wie ek vertrou. Amen. Kom ons bid saam, terwyl ons net so bly sit. Here God, onse hemelse Vader, ons dank U vir die lewe van Wimpie Rens. Christel, die dogters, die seuns, broers, en suster, en soveel mense, die hierdie lewe, vir deeltjie daarvan met hom kon deel. God dank, Here, dat U ons troos uit U woord met die versekering. U beloof, U gee U woord, dat elkeen wat U aanroep, die lewe het. U los ons nie. Nie sal ons nie in die dood laat nie. Wil U hierdie familie en vriende troos met die sekerheid van die lewe in Christus. Amen. Geliefdes, ons sing staande en beslotte uit Psalm 464, daarvan die eerste en die derde strofe. Daarna kan U bly staan vir die seëngroet van die Here. Psalm 464
eerste en die derde strofes in sulke. Ontvang die seën van die Here en gaan getroos hiervandaan. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by u elkeen wees. Amen. Geliefdes, u kan maar sit. Elmora en Sandri het gevra dat hulle so ietsie wil sê, waarna daar geleentheid gaan wees vir die bedankings en daarna sal dit die begrafnisbrief lees, waarna ons dan saam daarby sal. Elmora, Sandri. Afrikaans huisvaljuffrou, probeer ek soveel vir my kinders leer. Maar ek om 'n onderblyf te skryf. Die struktuur van woord en die betekenis agter elke woordjie. Maar ek sê dit is altyd maar 'n bietjie ver gevoel. Wat vind jy? Hulle my
dit te vertoon aan iemand wat soveel vir jou beteken het. Dit gee my net om te sê, Papa, ek sien jou. Ek mis jou. En ek kom daar. My papa Wimmy was alles behalwe net 'n gewone mens. Hy was 'n lewensmens, in elke sin van die woord. Hy het mense verstaan, hy het mense laat lag, en ja, hy het altyd 'n sarkastiese opmerking of twee gehad. Jy kon nooit regtig kwaad wees vir hom of kwaad bly hom. Hy het altyd so uitgevat, maar tog met liefde. Ek onthou nog goed, hy sonder op 'n Vrydagmiddag die werk vroeg gesluit het. Net om vir die werkers 'n borsie op die vuur te gooi. Net omdat hy wou, en net omdat hy kan. En net omdat dit vir hom belangrik was, dat alle mense goed behandel moet word. Hy het altyd uit sy pad gegaan om seker te maak, ons het elke geleentheid gehad, of dit 'n sport, kultuur, of net iets was wat vir ons belangrik was. Hy het planne gemaak, tyd gevind, en gesorg dat ons daar moet wees. Altyd. Die dag toe ek Queenstown toe bestryk. Ek was bang om dit vir hom te sê. Dis ver, dis groot, dis onbekend. Ek moes my routine verander. Ander besluite neem en ek begin se maak so dit klop. En toe sê hy, gaan kyk net op wagboorkant vir jou. My net het geweet dat hy al daar was. Hy raak die wêreld geken. En ek dink hy het ook geweet. Hy het geweet ek kan dit doen. Wat vir my saam met die dokter grootste geskenk van alles was, is dat papa ons die kans gegee het om ware groot sissies te wees. Hy het met sy groot hart en papa arms soos hy en Jamal en ons gesin ingenooi. En sonder dat ons eers besef het ons liefde verdien. Hy het ons geleer dat liefde nie net beperk word tot wie eerste en wie aan die begin doorpas nie. Dit lê hoe jy kies om mense te aanvaar, om te tel, te dra en saam groot te maak. Hy het ons gewys wat dit beteken om onvoorwaardelik lief te hê. Dit was vir my altyd 'n eer om as Wimpie se dogter bekend te wees en steeds vandag bekend te wees as Wimpie se dogter. As 'n verkeersbeampte my aftrek en vir my sê, en ek sê vir hom, Wimpie is my pa, dan sien jy net daardie glimlag, wat mense het opgeken en mense het van hom gehou. Nou sit ek met soveel vrae. Wie gaan ek bel as iets breek? Wie gaan op my plek sit oor die kar en wie gaan vir my sê wat sy paartyd nodig het? Wie gaan my laat lag met oor die droë skerp grappies? Dis 'n leerplekkie wat niemand anders kan volg nie. Maar papa, ek wil vandag vir jou beloof. Ek sal mooi kyk na mamma. En ek sê, en ons ander. Ek sal sorg dat jou liefde nie sal raak nie. Ek sal dit wys in ons lewe. Ek sal wys wie ons is en hoe ons groot geword het. Jy het altyd gesê, doen dit reg of moet dit nie doen. Jy het my geleer om dinge reg te maak. Nie net met my hande nie, maar ook met my hart. En nou moet ek leer om aan te gaan, sonder jou. Maar met alles wat jy my geleer het, gaan ek dit probeer. Net vir jou. Dit is sag my papa. Jy was my help, en jy sal. Ek weet nie regtig om te sê wat ek voel nie. My hart is swaar, dit is stil en dit verleeg. Maar dit is tog wel so vol. Vol herinneringe, vol liefde en vol soveel dankbaarheid. Want ek was geseënd. Ek is regtig geseënd om papa my papa te kan doen. Ek dink aan die klein dinge wat nou so groot geword het. Hoe papa altyd die laaste woord gehad het oor alles. Maar op 'n manier wat ek altyd as 'n eerbiedig wil ervaar. Ek dink aan die tye wanneer hy net langs papa gesit het en alles wat nodig altyd was daar. Geen woorde was nodig nie, net papa. Net die teenwoordigheid van papa langs my. En in daardie oomblik het ek geweet, dit is waar ek moet wees. Ek is veilig, ek is geliefd en ek geweet ek is genoeg. Dit is die soort liefde wat ek nooit kan vergeet nie, papa. Ek onthou die aande dat ek net by papa op die bed kon lê, om net vir 'n paar minute by papa te wees.
Soms het ons gesels, ander keer was dit nie stil, maar dit was nooit ongemaklik nie. Ek het die laat aande gegoogel na part-time tools mis, en die gesels na wat papa se plan met die werk is. Dit is daar die oomblik wat ek altyd dinge gaan dra. Dan kry papa my vertrou en papa se besigheidsadmin. Dis iets wat my so aan beteken het. Ek kyk nou na die folder op my laptop. En dis leeg. Dit voel vreemd, leeg. My hart raak styf. En ek dink aan papa se voice terwyl ek klas gee wat sê, bel my as jy vir ons kry. Ons moet 'n faktuur uitmaak. Dit was so eenvoudige woorde, maar vir my het dit gewys hoe papa op my staat gemaak het. Hoe ons 'n span was, al was ek nog so jong. Ek dink terug aan die datum, 14 Desember. Ek is vir 20 jaar geseën om elke jaar my verjaarsdag met papa te kon deel. Ek gaan die oggende mis om net op te staan en na papa te hardloop om te sê, geluk met papa se verjaarsdag en papa se woorde te hoor. Geluk met jou nou ook my kind. Om sulke oomblikke met papa te kon deel, was die grootste geskenk wat ek ooit kon vra. En nou, terwyl my kind se verjaarsdag nader kom, voel my hart geplaasbaar. Ek sien so op daarteen. Nie omdat ek dit nie wil hê nie, maar omdat papa nie daar gaan wees nie. Ek wens met elke stukkie van my hand, dat papa net vir die een dag kan terugkom. Net vir die oomblik. Maar ek weet papa gaan kyk. Ek weet papa gaan saam met Jesus van op hom afkyk. En papa sal glimlag. Ek sal die glimlag van papa my gedagtes hou. En ek sal weet, papa is trots op my. Dankie vir alles wat papa op my geleer het. Vir die lesse wat papa in hierdie lewe op my geleer het. Vir elke keer wat papa gesê, ek is trots op jou. Hou aan probeer. Elke oproep na die aand om te hoor, is alsnog 'n kar op daai kant. Ek dra nog die woorde in my hart soos 'n kombers. Elke keer as ek voel ek wil touw gooi, as ek voel ek kan nie verder gaan nie, sal ek dink aan wat papa altyd vir my gesê het, en ek sal vasbyt. Ek sal aanhou en ek sal weet ek kan. Ek beloof papa, ek gaan aanhou. Ek gaan my kant skoon, soos papa altyd gesê het. Ek gaan my beste probeer, nie net vir myself nie, maar vir papa. Papa het my gewys hoe om nie op te gee nie. Ek gaan aanhou probeer. Ek sal my deel doen, ongeag wat dit is. En ek sal dit doen, wat papa my gewys het, hoe. Dankie vir die man wat papa was, vir die papa, die rots, die Here. Papa het my geleer om sterk te wees, maar ook om liefdevol te wees. Papa het my 'n ware beeld van wat 'n man van staal is gewys. En as papa se dogter, het papa my geleer om my eie man te staan, om nie bang te wees nie, om my pad in die wêreld te vind. Papa het geduldig gewag, terwyl ek alles geleer het, van 'n gooitjie boor tot 'n ketel regmaak, en nou oor in al die weermasjien te kan regmaak. Papa het my geglo. Papa was altyd daar om my te motiveer, om my te ondersteun, van die heel begin af. Ek gaan al die herinneringe van ons saam my dra. Ek gaan papa se kampkos aanhou maak, sodat net papa kon. Ek gaan die vuur aansteek, en ek gaan terugdink aan al die wonderlike herinneringe wat ons saam gehad het. En ek sal lag, terwyl ek daaraan dink, maar ek gaan ook huil. Ek gaan huil, omdat ek papa mis. Maar ek gaan nie ophou nie. Ek gaan elke herinnering vasdruk en vasdruk. Ek gaan die dinge wat papa op my geleer het, en alles wat ek aanpak dra, en ek sal dit vir altyd in my hart hou. Ek weet papa is nie meer hier nie, maar papa gaan saam met ons glimlag. Papa sal elke oomblik saam met ons deurbring van daar bo af, al kyk papa net vir ons. Papa se stoel staan nou leeg nie, maar papa sal altyd 'n deel van ons wees. Ek sal nooit ophou papa te mis nie, maar ek gaan papa se lesse en herinneringe vir die res van my lewe dra. En ek sal altyd vir papa leef. Papa sal altyd deel wees van wie ek is. Ek is wie ek vandag is, omdat papa vir my was, wie papa vir my was. Tot ziens papa, maar net vir nou. Ek
weet hierdie is nie die einde nie. Ons sal mekaar weer sien. Maar tot dan, rus sag, rus veilig en rus in vrede. Ek is lief vir Papa, vandag, môre en vir altyd. Voordat ek begin met die bedankings, wil ek net eers iets sê. Kijk, ons probeer dit. Vandag wil ek twee goed uitlig wat vir my altyd uitgestaan. Nou, as Paul Wimpie gesê het, iemand moet 'n broodjie maak, dan moet hy 'n broodjie van maak. Hy smeer vir hom botter van kant tot kant toe, en hy sny met 'n sekere manier. Op 'n stadium het ek nooit besef wat hy sê van hoe die brood gesny moet wees nie. Maar na 8 jaar het ek en hy presies geweet wanneer 'n broodjie van oos na wes gesny is, en wanneer hy wes na oos gesny is. Niemand in die huis het dit besef nie, maar ons het geweet wanneer is daai brood verkeerd gesny, en dan moet daai broodjie oorgemaak word. Hy het ook 'n ongelooflike dringendheid gehad wanneer dit by mense kom, veral tydens 'n geloofsdagviering. Dit was vir hom 'n saak van erns om seker te maak dat hy elke bekende gesig by die geloofsdag sou sien, want dit was vir hom belangrik. Hy het geglo in saamwees, in erfenis en in mense. So ja, vandag is 'n swaar dag, maar ook 'n dag waar ons kan glimlag oor wie hy was. En voor ek almal begin bedank, wil ek net sê, Paul Wimpie sou nie wou hê dat ons 'n kop onderste bo hier moet sit nie. Hy sou nou al lank al 'n grapjie gemaak het om die huis te bring. Vandag sal ek hier met 'n hart vol dankbaarheid om die midde van groot hartseer. Ons het 'n ongelooflike man verloor, 'n man wat diep spore in ons harte en in sy gemeenskap nagelaat het. Maar selfs in ons pyn moet ons soveel dankbaar te wees, en ek wil graag namens die hele familie ons opregte waardering uitspreek. Aan elke vriend en familielid, baie dankie vir julle teenwoordiging, julle oproepe, boodskappe en gebede. Dit dra ons op die oomblik wat ons nie self kan staan nie. Dan 'n spesiale dankie aan Dr. Nina Langeroeber. Dokter was 'n rots vir Pa se laaste dae. Dokter se sorg en ondersteuning was onbaatsigtig en aanhoudend. Ons sal dit nooit vergeet nie. Dan aan die hele strydom gesin. Ons hart is opreg dankbaar vir alles wat julle in hierdie tyd vir ons beteken het. Julle het met soveel liefde en geduld ingespring, veral met die versorging vir die seentjies toe Pa in die hospitaal was. Dankie dat julle altyd vinnig gereageer het en ons laste so klein bietjie ligter gemaak het. Ons het nie prakties nie net in prakties nie, maar ook in gees. Dan, Isa, jy het 'n besondere plek in ons harte. Ten spyte van Isa se eie stryd met gesondheid, het jy nooit gehuiwer om te help. Jy was altyd bereid om op te daag, selfs op die dae wat vir jouself swaar was. Dankie dat Isa met soveel liefde tyd gemaak het vir die seuns, dit was almal diep geraak. Ons sê ook baie dankie aan Jan Skooman, Tannie Elise en Koenie Badenhorst vir julle hulp donderdagoggend by die skool. Julle bystand het ons daardie oggend deurgedra. Dan aan meneer Werner Prinsloo en almal by die skool, baie dankie vir julle ondersteuning.
Dit het teenwoordigheid die regtig 'n groot verskil gemaak. Die hervormde gemeente van vrede, dankie vir julle liefde en diensbaarheid. En 'n besonderse dank aan Dominee Antoinette vir die troostvolle en mooi woorde vandag. Dominee het werklik Dominee se lewe op 'n gepaste wyse geleer. Ons waardeer ook die hulp van Af op Sandekom, dit het vinnig professioneel met deernis opgetree. Baie dankie daarvoor. Aan die hele gemeenskap. Dankie vir julle ondersteuning vir elke gebed en elke teken van mededeling. Dit het ook Paul Dominee se besigheid oor jare met soveel loyaliteit ondersteun en altyd in hom geglo. Dit het vir hom baie beteken en vir ons ook. Ons is innig dankbaar teenoor Paul, Abraham en Selko, Wimpie se werksmense. Julle loyaliteit en toewyding het ver bo verwagtinge gestrek. Van die werkswinkel aan die gange tot by die hospitaal help, tot Saamry Bethlehem toe. Julle was daar vir hom en vir ons. Dankie uit die diepte van ons hart uit. En kos. Dan Christine Wester, baie dankie vir die pragtige blomme en jou bereidwilligheid om te help. Aan die susters van die gemeente, baie dankie vir die heerlike eetgoed na die diens, dit word opreg waardeer. Ons wil dan ook vir ons eie skool in Queenstown baie dankie sê vir hulle ondersteuning. Dan Jody Leroux, het soveel agter die skerms beteken terwyl Paul Wimpie in Bethlehem was. Inkopies, rondry en bystand. Baie dankie vir jou betroubaarheid en liefde. Dan Alfred, Hofken en Jubilani en Kala, baie dankie vir julle hulp by die huis en vir al die hulp om hom by die hospitaal te kry. Dit het 'n groot las van ons skouers afgehaal. Aan Jacques en Jessica, baie dankie dat julle donderdagoggend vir Maal bygestaan het. Dit het regtig vir haar en vir ons baie beteken. Dan oupa, ons moet vir oupa dankie sê. Daar is nie genoeg woorde om ons dank uit te spreek nie. Oupa het so vinnig ingespring toe haar dinges of toe dinge swaar begin raak het. Oupa het werklik as 'n vaderfiguur opgetree. Van die seentjie skool toe neem tot dan by die werkswinkel. Oupa was 'n anker in daardie storm. Ons is so dankbaar vir almal wat ons bygestaan het in hierdie moeilike tyd. En dan laastens wil ek vir Ma dankie sê. Nie net namens myself nie, maar namens ons almal wat van Pa gehou het, wat hom bewonder het en wat hom gaan mis. Dankie vir alles wat Ma vir hom beteken het. Dankie dat Ma elke dag, elke aand en elke moeilike oomblik aan sy sy was. Ma was sy anker in die storm, sy stilkrag wanneer dinge swaar geraak het. Ma het gesorg, Ma het gewaak, Ma het gedra. Selfs toe Ma self moeg, bekommerd en bang was. Ons weet dat hierdie pad nie maklik was nie. Ons weet dat daar was wat byna ondraaglik gevoel het. En dat Ma soms moes glimlag terwyl haar hart stukkies was. Maar Ma het dit alles met soveel waardigheid en liefde gedoen. Ma het hom nooit laat voel dat hy alleen was nie. Ma het hom laat voel dat hy geliefd was, tot die heel einde toe. Daar is nie genoeg woorde om ons waardering ten volle uit te spreek nie. Maar uit die diepte van ons harte sê ons dankie. Dankie vir Ma se onbaatsigtige liefde. Dankie dat Ma hom lief gehad het op 'n manier wat net 'n lewensmaat kan verstaan. Dankie dat Ma ons gewys het wat ware trou en opoffering beteken. En dan wil ek dit laastens sê, wie ons enige iemand uitgelaat het. Weet asseblief dat niks ongesiens verbygaan. Elke gebed, elke boodskap, elke hand van hom. Dit ons diep geraak en beteken meer as wat woorde ooit kan sê. Ons dra dit saam met ons met opregte dankbaarheid in ons hande. Dankie. Geliefdes, namens die hervormde gemeente vrede, en ek nou kan sê, Harting vir Wimpie en Christel, byna 30 jaar. Ons kom 'n lang pas. So mag die Here u troos in hierdie tyd.
jou Elnora, Andre, verder die familie nooi u dan ook almal om na die verrigtinge saam te gaan tee drink en ietsie te eet te kry. Ek gaan dan nou die begrafnisbrief lees en as ek klaar is, dan gaan ek in die familie eers uitstap waarna die res kan volg. Ter nagedagtenis aan Elisa Wilhelm Reitz, gebore 14 Desember 1969 en oorlede 8 Mei 2025. Met die afsterwe van ons geliefde Wimpie, raak ons weer opnuut bewus dat ons aardse lewe tydelik is. Tog bly ons hoop vas in God gevestig, die een wat ons die ewige lewe in Christus beloof. Christus is ons hoop, hy het vir ons gesterwe en het weer opgestaan en saam met hom oorwin ons selfs die dood. Na 'n lang siekbed is Wimpie, ons man, pa en familievriend, in liefde en vrede weggeneem na die ewige woning wat Christus vir hom voorberei. Hy was 'n rots in ons lewens, 'n toegewyde eggenoot, 'n liefdevolle pa en bovenal iemand wat sy lewe op God en sy gesin gebou het. Hy het sy kinders en familie onvoorwaardelik liefgehad en die Here met oorgawe gedien.